As 'n profeet vir jou sê, daar is geld op pad, of ek sien geld in jou lewe. Of as jy in die Bybel raak lees hoe God jou gaan seën, dan is daar 'n paar goed wat jy moet weet uit die Bybel. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ons dank die Here vir hierdie nuwe dag, hierdie nuwe oggend, hierdie nuwe week wat aanbreek. Vanmôre gesels ek met jou as die profeet sê, sommer so 'n praktiese gedagte of twee wat ek met jou wil deel vanmôre, as die profeet sê. Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Klink dit nie vir jou soos die seëninge van die Here nie? Wat 'n belofte, Psalm 23. Nou weet jy, daar is soveel beloftes van seën in God se woord, en ek wonder, hoeveel het jy raak gelees, en hoeveel van hulle kan jy onthou? Nou dalk het iemand eendag vir jou ook gesê, hoe geseënd jy is, en hoe die Here jou gaan seën dalk in die nabye toekoms. Nou as 'n profeet vir jou sê, daar is geld op pad, of ek sien dalk geld in jou lewe, of as jy in die Bybel raak lees hoe God jou gaan seën, finansiëel met goed, dan is daar 'n paar goederse wat jy moet weet uit die Bybel. Ek deel gou met jou 'n paar goed, jy kan sekerlik 'n klomp goed daar by sit, maar as daar 'n belofte wil ek amper sê is van geld en aardse voorsiening, dan is daar 'n paar dinge wat jy moet onthou. Nommer 1, geld val nie uit die hemel uit nie, en hierdie goeders loop so almal saam. Geld val nie uit die hemel uit nie. Nommer 2, daar is geleenthede op pad wat jy moet aangryp. As iemand vir jou sê, daar is geld op pad, of as die Bybel vir jou sê, daar is seëninge op pad, dan moet jy weet, daar is geleenthede, of daar is geleenthede op pad wat jy moet aangryp. Dis nie dat daar geld uit die hemel uit gaan val nie. Hoekom sê ek so? Want Spreuke 14 vers 4 sê, waar geen beeste is nie, is die krib leeg, maar deur die krag van die os is die inkomste baie. Sien jy, daar is werk wat moet gebeur, daar is geleenthede wat aangegryp moet word. Spreuke 6 vers 6 sê, gaan na die muurleiaard, kyk na sy weë en word wys. Onthou, ek beskuldig jou nie, ek sê net vir jou, as daar belofte van seën is, dan seën die Here ou se hande werk in jou, dit waar jy jou hand aanslaan. Die derde gedagte is, die geleenthede wat na jou kant toe gaan kom, gaan met mates van geloof gepaard gaan. Dit gaan vra dat jy 'n kans sal vat, dat jy jou voet op die water sal sit, dat jy sal glo dat God se woord waar is, en dat jy daarop sal reageer. Die geleenthede gaan kom, maar dit gaan waag moet vra om daardie geleenthede aan te gryp, en dan moet jy jou terugval op die belofte van God se woord waar hy gesê het, God sal jou seën. Dan gryp jy daai geleentheid aan, jy vra die Here vir wysheid, vir insig, om daardie geleentheid aan te gryp en daarvan 'n sukses te maak, want die Here het klaar jou 'n belofte gegee. Vierde gedagte, onthou, God gaan rentmeesterskap van jou eis. Wat is die rentmeesterskap wat ek van jou vra? Die oomblik wanneer God jou gaan seën, en die oomblik wanneer daar 'n belofte van seën kom, moet jy weet, wanneer dit daar is, gaan God rentmeesterskap van jou eis. Die heel eerste rentmeesterskap gedagte is, eer God daarmee. Eer God met jou inkomste. Spreuke 3 vers 9. Vereer die Here uit jou goed, en uit die eersteling van al jou inkomste. Moenie laat die woordjie eersteling jou omkant betrap nie, maar vereer die Here met jou goed. Matteus 6 vers 24, natuurlik, bly lojaal teenoor God. Die woord van die Here sê, Jesus het dit self gesê, jy kan nie God en mammon dien nie, onthou dit. Die B-gedeelte is, moenie sonde doen met jou seëninge waarmee die Here jou geseën het. Die Spreuke 16 vers 8. Hy sê liewer 'n bietjie met geregtigheid as 'n menigte van inkomste met onreg. Moenie dat jou geld en jou goed jou in sonde dompel nie. Nommer C, waak teen gierigheid, met ander woorde 'n drang vir geld. Moenie laat dit ewe skielik, moenie dat die seën
waarmee die Here jou gaan seën, of die seën waarmee die Here jou geseën het, jou dryf tot gierigheid, 'n drang na meer geld nie. 1 Timoteus 6 vers 9. Die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Kan jy dit meer brutaal kry vanmôre, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor het. Volgende punt, pas op vir skuld. Pas op vir skuld. Nou dat jy baie geld het, of nou dat die Here jou gaan seën en daai goed lê miskien in die bank, nou het jy ewe skielik wat? Jy het kredietwaardigheid. Pas op vir skuld. Spreuke 22:7. Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Moenie laat die bank of enige iemand anders jou baas word nie. Die volgende gedagte, waak teen hoogmoed, baie belangrik, waak teen hoogmoed as die Here jou gaan seën. 1 Timoteus 6 vers 17. Beveel die rykes, Timoteus, sê aan hulle, in die teenwoordige wêreld, moenie hoogmoedig wees nie, en ook nie julle hoop stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar stel julle hoop op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om dit te geniet. Kind van die Here, daar is 'n paar gedagtes. Miskien gaan die Here jou seën en jy het nodig om hierdie woorde gehoor het. Miskien het die Here jou geseën. Miskien sit jy met goed en jy weet nie, ja, hoe gaan ek hiervandaan af weggaan nie. Gebruik hierdie woord en pas dit toe in jou besluitneming. Mag die Here jou seën daarmee. En as daar 'n geleentheid jou pad langs kom, gryp dit aan met die hande van geloof. Die Here is met jou, dapper held. Here, ek bid die seën van U oor my broers en my susters, U kinders. En ek bid, Here, dat U hulle in hierdie week sal bystaan met wysheid en insig oor elke besluit wat hulle moet maak. Ek bid vir elke huisgesin, elke pa en elke ma, elke seun en elke dogter, elke skoolier, elke student, elke werkgewer, elke werknemer. Ek bid die seën en die beskerming van die Here oor elkeen in Jesus se naam. Amen.